mekaar. Ek het vanmôre gedagte wat ek met u gaan deel, 'n woord wat die Here my gegee het. En ek het so jaar terug, toe ek die boodskap kry, sê ek, Here, maar dit klink bekend, is daar iets wat ek al gebring het oor dit nie? En ek gaan kyk bietjie, ek het so jaar terug, het ek oor soortgelyk gepraat, maar hoor nou hoe mooi praat die Here met my, hy gee vir my hierdie gedeelte, hy sê, deel dit met die volk. En die tema is, tombstone of stepping stone. Grafsteen of trapsteen. So jaar terug, die boodskap wat die Here vir my gegee het gehandel oor prisoner stone of stepping stone. Nou 'n prisoner stone, wat jy weet, is 'n steen wat jou vashou, jy wil iets doen, maar jy word vasgehou. 'n tombstone is een waar jy op 'n plek kom, wat jy moed verloor het. Jy kan nie meer nie, jy wil nie albei meer nie. En dit is nie net letterlik en vleeslik, liggaamlik nie, dis ook geestelik. Dis om weer te kom daar waar jy was, jy het net nie meer daai lus om te gaan nie. En dan op die einde van die dag, wanneer jy dit nie kan gebruik, hierdie omstandighede wat oor jou pad kom, en jy kan dit nie gebruik as 'n stepping stone om op te staan nie, dan word dit jou grafsteen, wat net daar jou geestelike dood kan veroorsaak. Dit kan emosionele dood veroorsaak, dit kan die einde van die huwelik veroorsaak, dit kan die einde van baie dinge veroorsaak. En dis hoekom ek vanmôre met u wil deel, uit gehoorsaamheid aan die woord van die Here, oor hierdie tema, tombstone of stepping stone. Grafsteen of trapsteen. In die gees ervaar ek 'n geweldige aanvoeling dat die Here vanmôre vir iets wil sê. Sê vir een langs jou, vanmôre gaan God met jou oor praat. Sê vir een langs jou, jy moet mooi hoor, God gaan vanmôre met jou praat. Luister vanmôre mooi. Halleluja, ons sit in die kerk en ons kan hier vir mekaar smile en jy dalk 'n mooi rooi hempie soos ek aan, want dit is nou hierdie mooi liefde wat dit uitstraal en ons is opgewonde en ons lyk hier mooi en ons smaal, maar hier binne weet jy, jy's dood, hier binne weet jy, jy't seer, hier binne weet jy, jy't moed verloor, hier binne weet jy wat niemand weet nie. Niemand weet wat aangaan as jy daai deur toemaak vanaand. En jy sit in jou kamer nie. En ek het vanmôre vir jou woord, want God sê, ek weet, ek is die hartekenner, ek is die proewer van die niere, ek weet wat julle nodig het, ek ken julle gedagtes, ek ken julle weer, niks is vir my te kosbaar, of niks is by my onbekend nie. Amen. En jy moet vanmôre hierdie weet, jy sit hier so en jy leef maar saam, jy haal asem, jy werk, jy glimlag, jy beweeg maar saam, maar iets binne jou is dood. Iets binne jou voel, ek kan nie meer nie. Vandag vra die Here jou hierdie een vraag. Is hierdie klip wat tans in jou lewe is dit 'n grafsteen of is dit 'n trapsteen? Is dit 'n tombstone of is dit 'n stepping stone? Ek wil hê jy moet vanmôre luister wat ek vir jou gaan deel en dan gaan jy self die besluit kan maak, wat het dit vir jou geword? Toe Jesus gekruisig is, een van die bekendste gedeeltes in die woord glo ek vir ons almal. So toe Jesus gekruisig is, het hulle hom begrawe. En die woord van die Here sê hulle het 'n klip gerol voor die opening van die graf. Nou ons was in Israel, baie van daai grafte het hulle net so groot klip, hy's omtrent so groot. Nou dit lyk nie groot nie en dan is hy so breed, 'n ronde klip. Dan rol hulle hom voor die graf. Nou so 'n klippie gaan jy taamlik kan wegrol, selfs 'n vrou wat bietjie moeite doen. Maar die klip wat gerol was voor Christus se graf was baie groot, sê die woord. Ek gaan dit nou vir julle mooi aanhaal. Dit was so groot dat daai twee vrouens gesê dis onmoontlik. Ons kan nie gaan nie, want ons gaan nie eers die steen kan wegrol nie. Die steen is te groot, die klip in ons pad is te groot. Vanmôre sit jy hier en sê almal het probleme, maar my klip is net te groot. Ek kan nie my klip in die pad uit kry nie. Ek kan nie by oorwinning kom nie. My klip in my pad is net te groot. Daarom is dit vir my 'n grafsteen. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor dat daar kom omstandighede wat ons almal kan voel. Hierdie klip is dalk net te groot. Die woord sê Markus 15:46 en hulle het 'n groot klip teen die deur van die graf gerol. Nie net 'n gewone klip soos met die ander nie, dit was 'n groot klip gewees. En hierdie klip was hierdie teken of betekenis van dit is klaar. Dis verby. Hy gaan nie weer uitkom nie. Dis verby. Dis afgeseël. Dis agter. Kan maak wat jy wil, water onder deur die brug. Die hoop is verby. Maar daardie klip
het vir ons probeer sê, die vyand het vir ons probeer sê daardeur, hoop is dood. Hy het probeer sê drome is dood, hy het probeer sê toekoms is dood. En ek wil hê jy moet weet vanmôre dat dit is presies wat die vyand met mense doen. Hy rol 'n klip in jou lewe en daai klip is baie keer ongelukkig. Die grootste klip wat in jou lewe rol is die klip van sonde. Luister mooi wat ek vanmôre vir julle sê. Sonde baar die meeste van hierdie probleme wat in u en my lewe voorkom. Sonde is die oorsaak dat die klip so groot word dat ek dit nie meer kan beheer nie. Mense wil dit nie hoor nie, kerke praat nie meer van sonde nie, want hulle dink daar is nie meer sonde nie, maar die woord van die Here praat baie duidelik daarvan en daarom sal ons nog altyd daarvan praat. Hy rol 'n klip oor jou lewe, 'n klip van sonde, saam met dit loop 'n klip van skaamte. 'n klip van onvrymoedigheid. Ek voel, ek is te onvrymoedig, ek kry skaam, ek het 'n vlek op my mense weet, en daai skuldgevoel wat jou vang, en dan 'n teleurstelling. En dan is dit almal se skuld, en jy voel net mens en godsverlate, en dan voel jy skielik trek die Here die ceiling bietjie laag, en al jou gebeure hop hier teen die ceiling vas. Het jy al daar gekom? Ja, amen. En dan voel ek, Here, maar wat nou, wat gaan ek maak? Hierdie dinge is vir my te vreeslik, en dan kom hy en die vyand fluister vir jou in jou oor, dis verby met jou. Dis verby, jy kan maak wat jy wil, dis verby. Jy het dit opgemors. Hy help jou lekker in dit in, en hy support jou, en hy gee vir jou inspirasie en gedagtes en idees, en wanneer jy daar kom, wat jy met jou rug teen die muur is, dan draai om, en sê, ek het jou gesê, dis verby, jy het nie meer hoop nie. Dis wat hy doen, hy help jou in dit in, en los jou net daar. En dis presies, ons wat die pad gestap het, kan dit vanmôre bevestig. Dis presies wat hy wil doen. Hy vat jou tot daar, hy help jou tot daar. Hier, hy's nog 'n gentleman hoor. Hy help jou tot daar. Hy maak vir jou nog die deure oop. Hy wys jou die geleenthede ook. As jy daar is, dan sê jy, dis verby. Jy het jou gesê. Ek het jou gesê, jy wil nie geluister het. En dan los hy jou. Maar ek wil vanmôre vir die goeie nuus gee, God is die God wat klippe skuif. Ja, amen. Die woord van die Here sê op die derde dag, het daar iets bonatuurliks gebeur. Hy sê in Markus 16 vers 4, en toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip weggerol was, want dit was baie groot. Halleluja! Die feit dat die klip weggerol was, en al was hy baie groot, het nie my God beperk om te doen wat hy wil doen nie. Halleluja! Vanmôre kan jou klip hoe groot wees, my God rol jou klip weg. My God verander jou lewe, my God verander jou weë, my God kan jou omstandigheid vanmôre verander, al lyk dit onmoontlik. Amen. Dis menslik onmoontlik. Hulle het gesê, ons kan nie. Hoe gaan ons die klip wegrol? Wie gaan ons help? Want hulle het nou nie net gesê, hey Pieter Jan, rol jy gaan die klip hier daar nie. Hulle het die soldate gekry om saam te rol, om daai klip daar te kry. Sterk geoefende manne. Weet jy wat? Jesus sê, dit sal my nie benhou nie. Dit sal my nie keer nie. Niks gaan my keer nie. Want ek het 'n belofte gemaak. Geen klip sal te groot wees nie. Ek sal hom wegrol, geen probleem is vir my te veel nie. My genade is vir jou genoeg, sê amen. En hy sê, kom na my toe, almal wat vermoei belaai is, ek sal julle rus gee. Ek wil vir hê, jy moet mooi weer, die klip was baie groot. My was geensins groter as God nie. Ons is baie keer so besig om vir God te vertel hoe groot is ons probleme. Dis 'n bietjie tyd om vir ons probleme te vertel hoe groot is ons God. Yes, amen. Wanneer laas het jy vir jou probleme vertel hoe groot is God? Ja, Jy sal nie glo hoe vinnig kry jy oorwinning nie. Maar ons is so gewoond om te vertel, Here, maar dit is so groot. Nee man, klaagliedere is in jou testament. Daar gaan hy die en dan se klaag. Daai het die Nuwe Testament aangebreek. Dis nou 'n tyd wat ons vir ons omstandighede vertel hoe groot is ons God. Amen. Dis nou tyd dat ons bietjie begin staan in die naam en die saak van die Here en ons moet vertel hoe groot is ons God. Die dinge wat mense gedink het is die einde, het God gebruik as 'n begin van iets nuuts. Sê amen. Die graf het nie Jesus gehou nie. Die klip het hom nie gekeer nie. Die dood het hom nie gestop nie. En ek voel vanmôre,
Sabaronda Kasababayenda om profeties vir u te sê, luister die woord van die Here. Daar's klippe wat mense oor jou lewe gerol het, of wat jy self toegelaat het om voor jou lewe in te rol. Maar vanmôre sal God hulle wegrol deur sy Heilige Gees. Vanmôre sal die Here dit wegrol deur die krag van die Heilige Gees. Hoor vanmôre die woord van die Here. Halleluja, halleluja. Party van julle sit vanmôre onder 'n klip. Jy lyk so mooi buite, jy gaan maar aan, maar binne is daar 'n graf. Binne is dit, jy bid nie meer soos jy voorheen gebid het nie. Jy voel ver van God af, jy veg met geheime en met sonde, jy veg met dit. Want weet jy, dit is altyd moeilik hierdie goed wat die duiwel jou mee help. Dis goed dat jy binne moet hou. Dit kan nie in die lig kom nie, want dan is jou skaamte groter. Het jy dit al beleef? Nou veg ek hier binne met hierdie geveg hier binne my. En dit sit hier binne en hierdie geheime van die sonde wat ek doen, vreet my op van binne af. Jy's moeg om voor te gee. Jy geweet, jy mag ergens moeg wees om voor te gee. Jy mag net bietjie jouself wees. Hoeveel van ons sit hier wat ook, hoeveel male in ons lewe, maar net moet voorgee, alles is okay. Ja, dat is waar. Jy geweet, sometimes you don't need to be okay. Partykeer mag jy ook maar bietjie seer hê. Jy mag swak wees. Hierdie omstandighede, hierdie goed wat ons lewe inkom, bring my op 'n plek wat ek partykeer ook voel, Here, ek breek. Ek kan nie meer nie. Ek wil nog, maar ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. En dan kom ek op 'n plek wat gevaarlik is, wat ek nie meer wil nie, en ek kan nie. Dan is ek nie net meer besig met daardie prisoner stone nie, maar dan sit ek letterlik met 'n grafsteen aan my, wat lyk is die einde is vir my in sig. Ek vra jy gou vanmôre, sit jy nie ook met goed wat vir jou te veel raak, dat jy voel, kan nie meer nie. Is jy by my vanmôre? Kom jy nie ook op by plek wat jy voel, waar jy kan nie meer nie? Ek wil vir jou sê, God sê jy kan nog. Amen. God sê jy kan nog. Yes, amen. Ek smaak my kinders op tydjie by my kos, sê hulle, nee, ons kan nie meer, pa, ons kan nie meer nie. Nee, ons weet, ek sien nie. Ek sê, man, dis kleinigheid vir my. Kyk hulle maar, wat my keer man. Sê, nee man, dis kleinigheid. Raak rustig. Raak rustig. Laat papa vir jou help, kom gou 'n bietjie nader. Hoeveel keer het jy al gehoor, aanhou is klaar oor probleme, dink jy oor die, het jy ooit reg probleme? Jy moet kom en vertel ek jou wat's probleme. Daai wat jy nou oor hy is niks. Het jy die Here ding baie keer gesê, kom net na my toe. Gee my net 'n kans. Ek wil dit graag vir jou verander. Maar vanmôre het jy nodig om te besef, jy moet oor dit kom. Jy moet deur dit kom. Maar nou gebeur daar dinge, mense kom en hulle gooi jou met goed. Mense kom en maak jou seer. Ek wil jy moet gou hoor. Hierdie storie al vertel, my gaan weer vertel. Dan kom my geleentheid op hierdie klein dorpie. In die ou dae en hierdie man se donkie was sy alles. Dis maar wat hy gehad het om mee te werk. En hierdie donkie van hierdie man stap daar en op 'n manier gebeur iets en die donkie skrik en hy spring weg en hy val in 'n put. En dis die einde van die donkie, daar lê en hulle kyk of hulle hom kan trek. Hulle trek met 'n tou en perde, hulle kry nie reg nie. Hulle doen alles wat hulle kan nie hierdie donkie red nie. Dis onmoontlik. En hy sê, weet jy, ons gaan in elk geval nie water kan drink nie, alles is moeilik. Die ou sê, kom ons maak net toe en kry klaar. En van die ouens begin maar klippe ingooi om hierdie donkie nou maar onder te kry. Dis nou maar verby. En hulle gooi en hulle hoor die donkie gaan te keer en hy sê, dit sal seker maar nie lank wees nie. Dis maar sy laaste asempies. En hulle gooi en terwyl almal so saam gooi, volgende oomblik sien hulle iets, toe kom die kop van die donkie uit. Toe gebruik hy elke klip wat hulle vir hom gooi, gebruik hy as 'n stepping stone. En hy sê, dit gaan nie my graf beteken nie. Dit gaan my uitkoms beteken. En hy staan op daai omstandighede. En ek wil hê jy moet vanmôre weet, kind van die Here, mense kan jou gooi met wat hulle wil. As God vir jou is, if God is for us, who can be against us? As God sê wie kan keer? Jy kan vanmôre die klippe van die wêreld vat en jy kan dit vat as stepping stones. Jy kan dit vat as oorwinningsklippe in Jesus naam. Amen. Jy moet jou sienswyse partykeer net verander. Dit sit hierso. Dr. Montiel het altyd gepraat van the doubting box. Hy sit hier tussen die oë. As jy dit net kan verander, kan God jou gebruik. Maar jou sienswyse, jou benadering, hoe jy goed ervaar, kan bepaal hoe jy alles in die lewe sien.
negatief, positief, ondergang, of jy sien dit is 'n begin van iets nuuts. Sien jy dit as 'n teleurstelling of sien jy dit as 'n bestelling? Sien jy dit vanmôre as 'n aanval of sien jy dit as 'n geleentheid? Wat sien jy vanmôre? Jesus wil vanmôre vir jou klip wegrol. Hy sê vir ons in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Ja, sonde is daai tombstone. Maar hoor wat sê hy? Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Halleluja, ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, die genadegawe wat ons het, wat ons gekry, ontvang het, is jou oorwinning in Jesus Christus. Vanmôre wil ek nou vir jou sê, luister nou mooi wat ek vir jou sê. Die sonde wil vir jou sê dis die dood, maar Christus sê vir jou dis die lewe. Vir die mens op aarde was daardie laaste grafsteen wat hulle voor Jesus se graf gerol het, die einde. By Jesus was dit die begin. Was dit nie vir daai grafsteen wat gewys het hy het gesterf nie, en in die testamentmaker het tot sterwe gekom nie, het die Nuwe Testament nie tot krag gekom nie, en toe die Nuwe Testament tot krag kom, toe kry u en ek genade, ons wat ver was, het nader gekom, ons wat eens verlore was, het aanneming tot kind gekry, jy is vanmôre verlos deur die bloed van die lam, jy is geroep, jy het aanneming gekry, jy het kindskap ontvang, deur 'n steen wat 'n grafsteen was. Amen. Wat God gesê het, dis jou stepping stone, staan op jou roeping. Hoor vanmôre volk van die Here, jy kan vanmôre staan en jy kan gaan huil oor alles wat met jou gebeur het, alles wat almal aan jou doen, en ek is so jammer, en ek is so seer, en arme ek is ook baie, nee, jy ken hom die klinkertjies. Nou, ek wil vir julle sê, jy kan regtig begrafnis hou. Jy kan regtig gaan huil, jy kan gaan ween, jy kan gaan lê daar. I've been there. Ek praat uit ondervinding. Of jy kan vanmôre sê, Here, ek is hier. Dit help my nie, ek hou my slim en dink ek's daar nie. Ek is hier. Vanmôre vra ek jy rol net die steen weg. Rol die steen weg. En maak die finaliteit wat die wêreld gedink het is verby met Jacques. Maak dit 'n opening, dat dit die begin is van 'n nuwe hoofstuk, van 'n nuwe seisoen. Vanmôre kan God jou teleurstelling gebruik vir sy eer. Vanmôre kan God jou verander. Gaan jy hom 'n kans gee, of gaan jy maar sit en huil en sê dis jou einde? Ek wil hê jy moet vanmôre een ding verstaan. Die keuse lê by jou. Die Here kan al sy beloftes in die woord gee. Hy gaan dit nie vir jou en jou lewe tot vervulling bring, tot jy nie in lyn kom met sy woord nie. God sien 'n poging, hy sien nie niks nie. God wil vanmôre vra, is jy bereid dat ek vir jou die grafsteen wegrol? Is jy bereid dat ek hierdie steen wat oor jou gebedslewe was wegrol, sodat jy 'n nuwe gebedslewe kan hê? Is jy bereid jou roeping wat dood gegaan het in my, dat ek daar die grafsteen van dit wegrol en vir jou sê dis 'n begin van iets nuuts, want jy weet hoe dit voel, jy kan ander help? Is jy vanmôre bereid dat God vir jou die tombstone verwyder en sê nee, dis 'n stepping stone vir die toekoms? Is 'n besluit wat jy moet neem. Hy sê kom net na my toe. Gee my 'n kans. Ek staan by die deur en ek klop. Let mooi op, hy sê nie ek kom by die deur, ek breek hom oop en ek kom in nie. Hy staan by die deur en ek klop. Vanmôre klop aan elkeen van die wat hier sit. Hy klop aan ons hartsdeur. Hy klop. Hy klop. Hier is so mooi lekker hout een, ons gaan mooi hoor. Hy klop. Jy het 'n keuse of jy oopmaak of nie. God sal nooit die deur van jou hart oopbreek nie. Daar's geen skrif wat dit bevestig nie. God klop en hy vra vir jou, gee my 'n kans. Ek vra vir jou, gee my 'n kans. Help my om jou te help. Ek sê baie keer vir kinders, ek sê help my om jou te help. Ek wil jou help, maar ek kan nie tot jy nie luister nie.
As jy net sal luister, kan ek jou help. Ek smeek jou, ek wil jou help. Vanmôre staan die Gees van God by die deur en hy sê vir jou vanmôre, ek vra vir jou, gee my net 'n kans. Ek wil jou help. Hy pleit vanmôre by jou, hy pleit by my. Here, ek weet nie wanneer laas het ek gebid en 'n ontmoeting met U gehad nie. Die duiwel het stadig die steen voor die graf kom rol. Here, die spake my en my vrou se lewe is so uit, al wat ons het wat lyk soos liefde is, as ons 'n rooi hempie dra. Die duiwel het stadig die steen voor die huwelik kom rol. En hy vang jou in die slaap. Die duiwel is nie 'n aap nie, maar hy is slim. Hy is 'n aap, maar hy is 'n ou aap. Sy chain is lank, hy weet presies wat hy doen. En hy is nie lui nie. Hy vang ons deur die kerk aan die slaap te sis. Terwyl jy slaap, dan beweeg hy in. Hy kom in stelselmatig deur die musiek en van die jonges. Hy kom in deur sosiale media. Hy kom in deur al die tegnologie. Weet jy wat sê hulle? Hulle het 'n paar jaar terug, en ek gaan dit nou noem, het hulle besluit op een van die sataniste se beraad wat uitgelek het van die nuus. Het hulle gesê, ons wil net een ding doen. Ons wil 'n sosiale media platform skep wat ons jonges besig hou. Dat hulle met niks en niemand praat nie, net heeldag scroll. Klink dit bekend? As dit nie bekend is nie, het jy nie kinders nie. Dis al wat ons kinders heeldag doen, is dit net en scroll. Vra, nee, ons kyk maar net TikTok. En hulle kry inspirasie, wat nie van God af is nie. Hulle kry sien, dis die nuwe mode, dis die nuwe gier. En weet jy wat, die wêreld gee die pas aan, waar die kinders van God die pas moet aangee. Yes. Sê amen. Stem jy saam met my vanmôre, kind van God? Die grafsteen is besig om in te rol. Ons sit en ons scroll, en die grafsteen rol in. As jy weet, kyk, is jou kind geestelik dood, en jy vra hoekom? Jy is ouer, het al toegelaat. Ons het dit maar gelos. Dis al die jonges doen dit. Ja, al die jonges gaan verlore, so laat my kind ook verlore gaan. Maar buite skei baie meer as vertrou, so hoe skei jy nie? Almal doen dit. Hulle oreer jy nie? Almal doen dit. Dis die domste opmerking wat ek in my lewe gehoor het, is mense wat my sê almal doen dit. Almal spring in die vuur, hoe spring jy in die vuur? Here het jou gesonde verstand gegee. Ek vra vanmôre vir jou, hierdie steen wat jou lewe verwoes, wat ons lewens verwoes, wat besig is om jou geestelik dood te maak, als dood te maak, vanmôre sluit ek met hierdie boodskap, en ek wil vir jou sê, die Here wil daai steen nou vir jou wegrol. Hy sê, gee sy engele aangaande jou bevel. Vanmôre wil daai engele kom om die steen weg te rol, sodat God verheerlik kan word, dat hy kan opstaan, dat hy sy woord en sy belofte tot vervulling kan bring, wat hy gesê het, ek sal opstaan, ek het geraak en die dood oorwin, ek sit in die regterhand van die krag van God die Vader, en vanmôre sê ek vir jou, die Here wil vir jou oorwinning gee, maar jy moet vanmôre sê, Here, ek vat dit, I accept it, Lord, ek maak oop vir dit, ek vra vanmôre vir U, as jy saam met my voel, Here, ek wil hierdie grafsteen uit my lewe verwyder, ek soek vanmôre 'n trapsteen, kom ons staan op ons voete, en sê, Here, ek vat hierdie oorwinning, Here, ek vat vanmôre hierdie oorwinning, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek wil hê my geestelike lewe moet herleef. Ek wil hê my finansiële lewe moet beter gaan. Ek wil hê my huwelik moet beter gaan. Here, maar die grafsteen, laat my voel is verby. Here, sê vanmôre vir jou, dis nie verby nie, nee. 1000-mal nee. Dis nie verby nie, dis nou juis nou wat ek gaan begin werk. Dis juis nou wat ek jou lewe kan verander. Nou wanneer ek my eer met niemand deel nie, dis my eer, sê die Here. Die eer kom my toe, nie 'n mens nie. Amen. Vir jy moet vanmôre verstaan, solank as wat jy dit nog kan doen, kan jy die eer vat. Maar as jy kom op 'n plek wat jy met jou rug teen die muur staan, menslik is dit dalk jou swakste plek, maar geestelik is dit die beste plek. Dis daar waar die Here sê, voorwaarts, kinders van die Here. Dis daar waar die Here sê, onthou mooi, wat het ek vir jou gesê in my woord? Die gedagtes wat ek aan gaan jou koester, is gedagtes van seën en voorspoed om vir jou hoopvolle toekoms te gee. Dis daar waar die woord van die Here praat.
En hy sê vir jou, onthou, daar's 9959 beloftes, en dit is joune, as jy vanmôre staan in my woord, en jy staan in die waarheid. As ek vanmôre die steen wegrol, dan kry jy jou kindskap, jy kry jou eienaarskap. Vanmôre terwyl ek bid in die bidkamer, toe wys die Here vanmôre vir my, hy skuif korone weer reg, hy skud kleed af, hy skuif daai koninklike kleed van jou reg, hy sit weer ringe aan die vingers, hy skuif die stempel reg, hy kom vanmôre, hy sit die skoene weer vir die bereidwilligheid vir die evangelie weer terug in mense se lewens. Dis nou jou tyd. Come now is the time to worship. Now is the time. Don't wait for tomorrow or the day after. Today is the day that the Lord has made. Wil jy nie vandag seker maak voordat te laat is, God gee jou 'n kans nie. Vanmôre vra ek Here, elkeen wat in hierdie plek is wat nou op hulle voete staan, en die wat met hulle hande opsteek of 'n versigtiging vir U gee, wil ek vanmôre vra dat jy binne sal stil staan. Elkeen wat lewendig hierdie boodskap nou kyk en voel, Here, U praat met my, wil ek vanmôre vra in die Gees, Here, rol hierdie grafstene weg. Rol hierdie grafstene weg in Jesus naam. Dit word vanmôre trapstene, stene van oorwinning, stene van deurbraak, stene van verlossing, stene van vrymaking, stene van oorwinning. Victory, victory, victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Dankie vanmôre, Here, dat U dit doen. U woon in die lofsang en die lofprysings van die volk. En vanmôre, Here, wil ek vra dat U ons klaagliedere 'n bietjie sal verander in lofsange. Dat U ons gesalig en gebou bietjie sal verander in danksegging en blydskap. Dat ons vanmôre sal erken en bely wat God doen. Sabaronda kasababaye en daai. Sê die Here vanmôre vir hierdie volk. As my kinders my sal dien in gees en in waarheid en my aangesig sal soek, sal ek my openbaar in hulle midde. Julle sal weet dat ek God is, so spreek die Here. Ek sal julle aanraak, ek sal julle optel, julle sal beleef wat julle gister en eergister nie beleef het nie. Het ek nie gekom om vry te maak hulle wat gevas was nie, het ek nie gekom om los te maak hulle wat gebind was nie. Weet vanmôre, ek kom om oorwinning te gee, ek kom om lig te bring in donker omstandighede. Jy sê mos dis nag, maar God sê vir jou nee, dis dag. My lig sal inkom en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Ek is met julle tot aan die volleinding, so spreek die Here. As ek vir julle is, wie sal teen julle wees? As ek seën, wie sal kan keer? Julle is nou maar eenmaal die geseëndes van die Here. Kom ons loof hom soos geseëndes. Kom ons prys hom vanmôre. Kom ons aanbid hom. Halleluja. Halleluja. As jy soveel moeite soos wat jy doen om van hom te vertel, jy's onderdeur en dit gaan swaar as jy soveel moeite sal doen om met God te praat en jou oorwinning te vat, sê die Here vanmôre vir jou, sê jy 'n sterk oorwinningslewe leef. Maar jy soek daardie mense wat net so saam met jou simpatie vir jou gee, jy soek daardie omgee, jy begin eintlik 'n aandag vraat raak. Jy soek net aandag by almal. As jy vanmôre werklik by God jou oorwinning soek, dan moet jy begin jou seëninge te tel en op te hou klaar. Begin bietjie vertel hoe groot is God. Van hierdie dag af vra ek U. Ek vra dit vanmôre vir U omdat ek voel die Gees van die Here lê dit sterk op my. Van vandag af gaan ons as kinders van die Here en almal wat hier luister, bietjie vertel hoe goed is God in plaas van om te vertel wat ons soek by God. Ons gaan bietjie vertel hoe goed is God en wat het hy reeds gedoen, nie wat ons nog wil hê hy moet doen nie. Die woord van die Here sê nog voordat jy vra, weet ek wat jy wil hê. Ons gaan dit toets. Ek gaan dit saam met U toets. Ons gaan en ons gaan vertel wat die Here doen. En dan sal ons kom getuig van dit wat hy gedoen het wat ons nog nie eers voorgevra het nie. Amen. Kom ons gee die Here eer. Amen. Prys sy naam.